En aan die spulpunt van nuwe leefruimtes vir Afrikaans is natuurlik Kanton. So ek wil by Henk Skale kan begin, praat bietjie met ons oor Kanton, leefruimtes vir Afrikaans en dan hierdie versamelvoeltjie wat ek kort sien opduik op julle webtuiste en so, wat is die storie? Dankie Moira. Kanton is 'n eiendomsbeleggingsmaatskappy en ons smee 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal deurdat ons eiendom ontwikkel vir die Afrikaanse gemeenskap. En dan vir ons beleggers gee ons dan 'n opbrengs op hulle kapitaal, maar hulle kry ook 'n kulturele opbrengs op hulle belegging deurdat hulle instellings ondersteun met fasiliteite soos Soltech waarvan Paul nou aan die hoof staan en Akademia waarvan Martinus aan die hoof staan. En so smee Kanton hierdie vennootskap tussen kultuur en kapitaal om leefruimtes vir Afrikaans daar te stel. Nou die storie van die versamelvoeltjie is die versamelvoël is 'n klein voeltjie wat in die droë dele van die land voorkom en dis 'n gemeenskapsvoeltjie. 'n Kerndeel van die versamelvoeltjies se oorlewing is die nes wat hulle as 'n gemeenskapie saambou. En soos wat daardie voeltjies hulle neste saambou, so is Kanton die punt waar ons as 'n gemeenskap bymekaar kom en vir ons oral oor neste bou, veilige ruimtes waar ons as 'n gemeenskap ons instellings kan vestig en van waar af ons gemeenskap se instellings kan floreer en hulle bestaansdoele uitleef. Paul, ek wil na jou toe kom. Ek dink Soltech was die eerste praktiese voorbeeld van waartoe Kanton in staat is. En julle kampus, Soltech se kampus, is in die hartjie van COVID opgerig. Vertel ons bietjie die storie daarvan, wat was besonders daaraan en hoe gaan dit vandag met julle studente? Ja, Moira, ek dink Soltech se kampus is 'n goeie voorbeeld van waarvan Henk praat. Ek dink die storie rondom die kampus self is 'n storie wat deesdae baie versprei word, wat sê die kampus is opgerig binne begroting, binne tyd oor 'n tydperk van COVID. Is 'n tydperk waar ons onder andere in 2 maande se tyd byvoorbeeld nie kon bou nie, maar dit is 'n mooi storie van 'n wêreldklas kampus wat opgerig is, wat baie bekend is deesdae, en deesdae wyd bekend is in 'n tyd in die land waar baie vermorsing plaasvind, maar 'n storie waar sukses bereik kan word as mense die regte mense bymekaar bring met die regte doel. Ons het 'n sê ding by Soltech wat sê as jy die regte dinge doen vir die regte redes, het jy die regte resultate en ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Die kampus self het vir ons wondere beteken. Ek altyd het gesê dat geboue kan nie die sukses wees van 'n instansie nie, maar ek het nooit besef wat sulke geboue vir ons sal beteken nie. Dit het Soltech net op 'n volgende plek gesit. Nie net kon ons meer studente oplei nie, maar kon ons net op 'n soveel hoër standaard oplei. So dit gaan werklik waar goed by ons. Ons het 'n plek waar jong mense drome kan bewaarheid, waar jong mense opgelei word om suksesvol te wees in Suid-Afrika. Dis 'n plek waar ons op die oomblik regtig waar suksesvol oplei, waar ons 'n kultuur het van sukses, van uitnemendheid, en dit is iets wat Kanton vir ons moontlik gemaak het. Ons het onlangs kon ons uitbrei as gevolg van die nood wat daar is. So dit gaan werklik waar goed by ons. Ons studente doen baie goed. Werkgewers staan letterlik tou om ons studente in diens te neem. Die statistiek wys dit ook vir ons. Ons sien dat 94,7% van ons studente kry suksesvol werk binne die eerste 3 maande. 56% van ons studente word aangestel onmiddellik die dag wanneer hulle kwalifiseer. Ons sien dat 21% van ons studente begin hulle eie ondernemings. 37% van ons studente word aangestel by maatskappye met meer as 250 werknemers. So ons studente is werklik waar suksesvol en hulle studeer in 'n ruimte wat 'n kultuur het waar hulle self kan uitleef, waar hulle in hulle moedertaal
taal kan studeer en wat hulle werklik waar gelukkig kan wees. In daai stadium waar hulle werklik waar 'n student kan wees. En dis belangrik en dit is wat kanton vir ons geskep het. Skep bietjie vir ons die prentjie van die kampus. Julle het hierdie plaastema op Soltech se kampus. Vir die wat nou nog nie daar was nie, gee vir ons so bietjie van 'n gedagte prentjie van wat beleef 'n mens as mens daar op Soltech se kampus kom en dan praat sommer ook bietjie vir ons oor die jongste toevoeging, die plaashuis. Ja. So dis werklik ware kultuur. Ons probeer 'n plek skep waar 'n student tuis voel wanneer hy of sy daar aankom. Dis 'n plek waar studente lewe belangrik is. Ons het baie tradisies op kampus. Ja, ons het 'n plaastema. Ek het nou nie my hond saamgebring nie, Milies is baie bekend. Ons het hoenders op die kampus. Henk wou nou vir ons nog hoenders koop. Ek het gesê net nie 'n hoenderhaan nie, want die hoenders is klaar genoeg op kampus, maar ons het 'n lekker plaastema. Ons het 'n kraal, ons het 'n spulpunt, ons nuutste toevoeging, ons koshuis se naam is die Plaashuis. En die studente voel regtig tuis in so 'n omgewing. Daar's baie tradisies op kampus en dit laat 'n student lekker tuis voel. Ons nuutste toevoeging by ons kursusse is ook haarkappery. Ons staan baie bekend vir ons ambagte, maar ons het ook haarkappery wat ons oplei en as ook IT onderrig en vroeë kinderjare ontwikkeling wat ons onlangs begin het. So ja, die studente floreer regtig. Dit is ons baie vol. Studente kom van oor die hele land en dit is wat so lekker maak van die nuutste toevoeging wat kanton vir ons neergesit het onlangs is ons koshuis. Ons kry nie net leerders van in Pretoria omgewing nie, ons is van oor die hele land. Inteendeel, dis maar so 35% van ons leerders kom van die noorde af, die res kom van oor die hele land. En dit is wat dit lekker maak as mense vernoot het soos kanton wat vir jou leefruimte skep, dat jy nie net in die omgewing leerders van kry nie, maar van oor die hele land. Dit maak vir jou regtig waar ruimtes oop om mense van die hele land te kan huisves. Ek dink die belangrike boodskap wat ek ook eintlik wil uitdra vir jong mense is dat indien 'n mens die regte keuses maak vir 'n instansie om die regte kwalifikasies kry, dan is daar toekoms in Suid-Afrika. Vir ons is dit baie belangrik en ons studente wys dit dat daar geleenthede is in Suid-Afrika en hulle is baie suksesvol in Suid-Afrika. Nou net soos wat kanton in die nuus was, toe Soltech opgerig is in die middel van COVID, is kanton nou weer in die nuus en dit is nou hierdie keer omdat daar 'n massiewe nuwe projek op die horison is en dit is die bou van die Akademia kampus. Vertel ons bietjie, waar staan julle met die projek, die befondsing daarvan, die omvang daarvan? Vertel ons bietjie meer, Henk. Ja, Moira, dit is 'n projek wat nou al oor 'n lang tyd kom en ewe skielik het hy nou deurgebreek. Maar ons het die grond waar ons Akademia se kampus ontwikkel reeds in 2019 geïdentifiseer en 'n ooreenkoms gesluit met die eienaars. Maar op daai punt in tyd was dit nou nog landbougrond. Dit was 220 hektaar plaas. Ek het nou vanoggend op pad hiernatoe daar verbygery vir die luisteraars wat wil dit graag sien. As jy nou terug huis toe ry en jy ry die Boskoppad, as jy op die Boskoppad regs draai terug Pretoria se kant toe, is dit van daar af omtrent so 17 km, dan is hy op jou linkerkant die ingang. En dit is 'n groot projek wat ons nou oor die afgelope 6 jaar eintlik gereed gekry het. Ons het aan al die voorwaardes gaan voldoen in terme van toestemming by die plaaslike owerheid, by die provinsiale owerhede, by omgewingsake om die regte te bekom sodat ons daarso 'n universiteitskampus kan ontwikkel. Nou die massa grondwerke het ons geloods aan die begin van Julie. So dis nou so 'n maand en 'n half al verder en as jy die omvang van die projek wil verstaan, dan ek self wat elke dag met die syfers en met die argitekte se planne en so aan van daai kampus werk, kom regtig agter hoe groot projek dit is wanneer daar die geel masjiene en die trokke en so aan beweeg op daai grond, want hulle het nou op hierdie punt in tyd al so 80 hektaar van die 220 hektaar het hulle skoon begin maak, hulle die platforms begin gereed kry waarop ons die konstruksie gaan pleeg. Nou 80 hektaar is gelyk aan 160 rugbyvelde. Dit is 'n groot stuk aarde en om daar te staan is regtig
'n groot voorreg om dan in jou geestesoog te sien wat besig is om hierso tot stand te kom. Nou wat ons kan dit nie tot stand bring sonder dat ons nou vennote het in kanton wat die nodige kapitaal belê en vir ons die finansiering gee nie. Nou wat die finansiering betref het ons regtig is ons staan ons eintlik in 'n groot opsig in verwondering oor die mate waartoe banke toegetree het tot hierdie geleentheid om by kanton betrokke te raak deur finansiering. En ons is al ver gevorderd in terme van die finansiering. En dan wat die kapitaalwerwing betref, gaan dit ook regtig goed. Ons het vir onsself dit ten doel gestel om in 2025 die kapitaal in die hande te kry sodat ons in 2026 kan begin met die konstruksie, want die massa grondwerke wat nou in die gang is, word deur kanton self finansier. Ons het oor die afgelope klompie jare bietjie kapitaal bymekaar gemaak sodat ons hierdie eerste fase self kan finansier terwyl ons die nodige kapitaal werf. Nou ons het hierso teen die einde van Augustus het kanton 'n direksievergadering en op hierdie punt in tyd is ons van plan om aan ons direksie dan nou die toestemming by hulle te kry sodat ons kan voortgaan met die konstruksie in Januarie 2026. Die konstruksieperiode is 24 maande, so ons gaan druk om dit so teen die einde van 2027 dan die volledige fase 1 van die kampus wat so 1.5 miljard rand se projek is aan Akademia te oorhandig sodat Akademia hulle vere kan inskit in daai kampus want hulle beer, Martinus sal dalk nou so 'n bietjie iets daaroor sê, maar hulle beer vorentoe en hulle groei verskriklik vinnig oor 6 fasiliteite heen in Centurion op hierdie punt in tyd. En as hulle dan 2027 daar kan intrek, dan kan hulle die akademiese jaar open in 2028 op die nuwe kampus. Martinus, dit bring my nou by jou. Vertel ons bietjie oor Akademia se storie, die groei van die afgelope paar jaar en waarom is hierdie nuwe reuse kampus skielik nodig? Dankie Moira. Voor ek begin, ek het nou so lekker gesit en dink oor Soltech met Milies, die hond, en Sol en Tek, die 2 hoenders. Toe dink ek, maar wat gaan ons daarso op ons kampus nou hê? Toe dink ek, 'n lekker kwaai boerbok ram sal lekker werk, en dan sit ons hom in 'n kampie vir daai studente wat nie wil leer nie. Dan sit ons hulle saam met so kwaai boerbok ram daar in 'n kampie. Ek is seker jy gaan 'n bok kry hier in die landbou skou af. Ek gaan mooi kyk. Ons het in 2012 Akademia se deure oopgemaak met 40 studente. En in die afgelope 12-13 jaar het Akademia vinnig gegroei. Nou as 'n mens in die universiteitsspasie is, dan is daar 'n paar faktore wat groei aandui. Die eerste drywer van groei is nuwe kwalifikasies. So oor die laaste klompie jare het ons baie nuwe kwalifikasies geakkrediteer, soveel so dat ons nou in 5 fakulteite stewig gevestig is en ook nou bou aan die volgende. Nou as 'n mens nuwe kwalifikasies het, dan is daar baie studente wat dit wil studeer, so jou studentegetalle groei. En dan is die derde ding is daar's meer personeel wat moet doseer in hierdie kwalifikasies. Nou al daardie faktore beteken dat 'n mens groter en groter en groter fasiliteite nodig het. Nou as jy nou dink in 13 jaar het ons gegroei van 40 studente na so amper 4000 studente vanjaar. Nou en die gevolg daarvan is dat 'n ou se fasiliteite sukkel om by te hou. Ek dink die ander ding wat gebeur wanneer 'n mens 'n paar duisend studente bymekaar kry, is dat studente het 'n groot behoefte na sportfasiliteite, kultuurfasiliteite en net lekker saamwees fasiliteite. En al hierdie faktore het oor die afgelope tyd dit nou dringend gemaak dat Akademia na ek noem dit nou maar 'n volledige eie kampus toe kan en moet beweeg. So die plan vir die kampus is om in 2028 oop te maak. En dan gaan daar 5000 voltydse voorgraadse studente studeer en 1500 in koshuise. So eers het kanton ons aangejaag om vinniger te groei en nou jaag ons kanton aan om vinniger kampus te bou want dit is nou dringend, maar ons sien baie uit daarna. Is wonderlik om sulke beweging te sien. Ek dink tussen Henk en Martinus, ons is baie nuuskierig om te hoor
wat gaan alles op hierdie nuwe kampus wees? Ons het nou gepraat van die miljarde rande wat dit gaan kos om te bou, maar as jy nou daar gaan stap, aan die einde van die projek, wat gaan alles daar wees? Ons verskillende nodusse. Wat is alles daar? Gaan alles nodig wees? Ja, so as 'n mens dink aan 'n studentelewe, Moira, dan is dit 'n omvattende, dis regtig 'n leefwyse. Jy weet, dis 'n omvattende klomp dinge. Dis amper 'n dorp wat 'n mens moet bou om te voorsien in al hierdie onderskeie behoeftes van so 'n kampus. So eerstens is dit natuurlik die akademiese behoeftes wat dan nou lesinglokale is, kantore vir personeel en tipies by studente is dit goed om saamwerk ruimtes te hê. Daar, jy weet, bou ons 'n baie groot kafeteria. Daar's 'n hele aantal koffiehuise wat baie spesifiek ontwikkel is waar studente lekker kan saam kuier en saam werk. Dan is daar natuurlik bepaal die fakulteite, die onderskeie studierigtings bepaal ook watse fasiliteite jy moet gebruik. So in die BSc grade het 'n mens iets soos laboratoriums nodig, so daar gaan 'n hele klomp laboratoriums wees daarvoor. Aan die ingenieurswese wat ons nou daai tyd gaan begin uitrol, gaan 'n mens werkswinkels nodig hê. Maar dan rol ons ook nou landbou uit in 2028 met 'n graad in landbou. En daarso is dit baie lekker om te sê, jy weet, as ons nou hierso in die landelike omgewing is, dat ons ook 'n proefplaas daar gaan bedryf waar ons navorsing gaan doen. En daar gaan ook 'n grondlaboratorium daar wees waar ons ook navorsing dan oor grondtipes gaan doen en studente daaraan oplei. Maar dan is dit natuurlik so dat 'n mens op kampus ook goeie sportfasiliteite moet hê vir, soos ek nou gesê, die behoeftes van studente. So by ons gaan daar regtig wêreldklas sportfasiliteite wees in al die groot sportkodes wat ons ken. Dit is nou rugby, hockey, cricket, netbal. En dan sit ons natuurlik met die hedendaagse goed ook by, soos padel, dis nou 'n nuwe ding. Tennisbane. En dan gaan ons 'n groot binneshuise sportsentrum hê waar al die binneshuise sportsoorte sal plaasvind. Olimpiese swembad met al die fasiliteite wat daarmee saamgaan. En omdat 'n mens so 'n kampus in 'n landelike omgewing het, is dit so dat baie studente wat van ver af kom, het die behoefte om te woon op kampus. En daarom ontwikkel kanton ook daar vir ons koshuise. Ons begin met 1500 beddens, sodat studente ook daar op kampus kan woon. En ek gaan nou 'n bietjie meer praat oor hoe sluit ons kampus aan by ons vertrekpunte en dan sal ek ietsie meer sê oor ander spesifieke fasiliteite. Dalk net om by Martinus aan te sluit en ietsie van die infrastruktuur te vertel, want die fasiliteite wat ons skep word op die vermoë van die infrastruktuur wat ons daar moet neersit gebou. Nou net iets soos water byvoorbeeld, ons het 500 000 liter water per dag nodig vir die kampus en ons het 'n aansluiting by die munisipaliteit gekry. En maar nou weet ons kan ook nie meer op 24 uur van die dag op die stadsraad reken vir water nie. So ons het 'n reservoir gebou wat 2,5 miljoen liter water hou, so 5 dae se water. Ons het boorgate wat vir ons standhoudend 440 000 liter water per dag voorsien. En dan het ons eie watersuiweringsaanleg waar ons tussen 80 en 85% van al die water wat ons gebruik op die kampus herwin en dit dan nou in die tuine en op die velde gebruik vir besproeiing. So dis die omvang van net water op die kampus. Wat krag betref, het ons nou uit die aard van die saak 'n munisipale aansluiting wat ons van krag voorsien, maar soos wat nou ook hierso by hierdie skou kragdag is, het ons voldoende kapasiteit voorsien. Ons het 'n volledige sonplaas wat ons 'n area voor uitgesit het waar ons die panele daarop gaan rig sodat ons die nodige sonkrag kan opwek en dan ook 'n hele kragopwekkerstelsel wat afhangende van die vraag van die kampus op verskillende tye die krag sal voorsien, sou daar dan nou 'n bewolkte dag wees en of die Eskom krag is nie beskikbaar nie. So ons die tipe van goeders is wat ons moet voorsien. Die paaie, volledige netwerk van paaie binne in die kampus, sekuriteit, die heining reg rondom die kampus is 'n sekuriteitsheining wat net die heining met elektrisiteit en kameras en so meer gemonitor word,
maar daai heining se begroting is 18 miljoen rand. Sjoe, dis 'n duur heining. Martinus, jy wou nog iets bygevoeg het. Nee, ek sit sommer en dink as 'n mens nou droom oor die kampus en mens sien die planne, is daar baie mooi gedink oor hoe die kampus ook die aard en wese van die akademia moet vertel. So as jy op die kampus kom, moet jy nie wonder met wie jy te doen nie. En ek wil ietsie daaroor sê want dit is baie interessant. So in akademia se bestaansrede sê ons dat akademia is 'n Christelike, klassieke, onafhanklike hoëronderwysinstelling of universiteit vir en vanuit die Afrikaanse gemeenskap. Nou enkele dinge, die Christelike is vir ons baie belangrik. En daarom gaan ons op die kampus en baie sentraal op die kampus gaan ons 'n pragtige kapel bou. En daar's so 'n mooi simboliek uit die voorkant van die kapel begin 'n kanaal water loop wat reg deur die hele kampus loop. So dit vertel eintlik dat dit is die bron van die lewe begin daar by ons geloof. So dit is 'n baie mooi sluit baie mooi aan. En dan is die ander ding natuurlik die klassieke. So akademia verbind ons tot die klassieke ideaal van universiteitswese wat eintlik maar daaroor gaan dat ons nie net ons fokus daarop om studente goed op te lei vir 'n beroep nie, maar dat ons ook verbind is daartoe om studente diepgaande te vorm sodat hulle 'n betekenisvolle lewe kan hê. Nou uit die klassieke tyd uit is daar baie spesifieke ontwerp tipes en kenmerke wat ons gaan uithaal uit die klassieke era. Ek dink nou maar byvoorbeeld, Henk sal ons nou baie meer daarvan vertel, is die mooi klassieke bo wat 'n mens kry in daai argitektuur. Koepels wat mens kry in daardie argitektuur. En ons het seker gemaak dat ons in 'n hedendaagse styl daardie elemente van die ou klassieke het ons baie mooi, die argitek wonderlik ingewerk in die ontwerpe in ons kampus in. So mens kry iets van daai herinnering van waar kom die universiteit vandaan wanneer jy dan op ons kampus kom. En dan natuurlik die uitlegte ook. So net soos die klassieke tyd mooi binnehowe gehad het waar mense saam gekuier het en fees gevier het, is daar sulke binnehof ruimtes ook ontwerp op die kampus. Baie selfde as Soltech ook, en op daai ruimtes is waar studente lekker saam is en saam kuier en gesels, mekaar leer ken en goeie gesprek voer. So dit is alles elemente wat ons uit ons bestaansrede en ons visie uithaal en dit ingeontwerp het en gaan bou op ons nuwe kampus. Ek dink ek wil oorgaan na Kragdag toe en Kragdag het hierdie jaar se tema is bou en nalatenskap. En Kragdag het toe besluit om R5 van elke kaartjie wat verkoop word te skenk aan die Akademia Studie Trust. En dit gaan dan nou gaan vir die bou van die Akademia kampus. So elke persoon wat hier by Kragdag rondstap het eintlik nou 'n aandeel gekoop in die nuwe Akademia kampus. So dit is baie opwindend. En as jy nou wil sien hoe hierdie grondwerke vorder, dan moet jy nou hierdie helikoptervlug gaan doen. Dit kos so R700 per persoon en dan gaan maak jy nou 'n draai en dan kan jy die grondwerke in die kampus van bo af beleef. Henk, ek wil hê ons moet afsluit met wat is volgende vir kanton? Moira, ek sal daarmee eindig, maar ek wil net eers by aansluit oor Kragdag, want ek sit nou heeltyd hier en dink aan kanton wat 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal is, maar in wese is Kragdag ook 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal. En dit is wat ons as 'n gemeenskap wat sê ons sal self nodig het om vir ons 'n toekoms oop te kap hierso in die suidpunt van Afrika, waar ons aan die een kant ons ondernemingsgees ondersteun deur ons gemeenskap wat bymekaar kom. Dit is wat Kragdag is en dit is wat kanton is. Ons is ook 'n vennootskap tussen die gemeenskap se instellings, maar ook die gemeenskap as beleggers en privaat kapitaal. En soos wat Kragdag vorentoe beer en jaar op jaar groei, so kan kanton ook die storie vertel van hoe ons oor die afgelope jare, ons is nou so 7 jaar aan die gang, vorentoe gegroei het en gebeur het en gestoei het, maar ons gaan vooruit. En ons het nou die volgende groot projek is dan nou fase 1 van Akademia se kampus. Ons gaan Akademia skaars open in 2028, dan moet ons dadelik begin met die ontwikkeling van verdere koshuise. Akademia maak volgende jaar oop in die Parel in die Weskaap.
So ons gaan van kanton se kant af in die toekoms ook toetree tot die Wes-Kaap en daar vir Akademia kampus ontwikkel. En dan het ons ook al die grond bekom hier in die ooste van Pretoria vir Pretoria Gimnasium, wat dan nou 'n skool sal wees vir 'n Afrikaanse skool wat ook baie mooi en nou saam deelneem en deel vorm van Akademia se opvoedingsideaal. So dit is sommer projekte wat ek nou kan sien. Maar wat die toekoms van kanton betref, het ek baie hoop en glo ek dat ons amper in die toekoms terug gaan kyk en sien dat ons half die openbare werke wat ons gehad het altyd in die regering geprivatiseer het in kanton. So ons sal van kanton se kant af vorentoe beer om daardie leefruimtes, daardie fasiliteite daar te stel vir ons gemeenskap en ons gemeenskap se instellings om te floreer. Hoe kan mense betrokke raak by kanton? Ons het op 1 Augustus het ons tussen kanton en Akademia die veldtog geloods wat ons die toekomsbouer veldtog noem. So op hierdie punt in tyd wat die gemeenskap betref, vra ons die gemeenskap om so lank hulle naam te gaan voeg daar by die toekomsbouer blad en ons nuusbriewe te ontvang en so aan. Ons is in 'n baie gefokusde proses van kapitaalwerwing waar ons nou met die banke nou saamwerk om die finansiering in plek te kry en dan ook met welvarende families en individue en maatskappye die aandelekapitaal te werf. Maar sodra ons dan nou begin met die konstruksie, dan gaan ons want daar's nou nog 'n hele pipeline van ontwikkelings en so meer, ons het nog baie kapitaal nodig. Dan gaan ons 'n prospektus in plek plaas en die gemeenskap nooi om ook dan betrokke te raak deur beleggings. En die eerste klein groepie sal daai versamelvoels wees wat al gesê het, maar ons is toekomsbouers. Ons het ons name hierso by die toekomsbouer.co.za blad gaan voeg en ons sal jou nie vir ander redes as dit wat ons nou doen plan nie. Ja, so word 'n toekomsbouer, word 'n versamelvoël, kom bou ons neste. Fantasties. Ek dink ons gaan afsluit. Paul, enige slotopmerkings van jou af? Ek is deur 'n kampus bou. Ek wil eintlik maar van my kant af sterkte sê vir Akademia en vir kanton. Ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe sukses voel en ek sien saam uit om die sukses te sien saam met hulle. Ek was nou vanoggend by ons nuwe studenteraad. Hulle het nou 'n kampie naweek en ek het nou 'n bietjie daar gehelp met die opleiding. En dit het my net weer laat besef, Moira, ons doen hier groot dinge, né? Dis baie geld, groot projek. Maar waaroor gaan dit op die ou end? En op die ou end gaan dit oor daai jong mense wat daar in ons deure instap en 'n toekoms tegemoet moet gaan met baie uitdagings. En as ek so kyk na daai studenteraad en ek hoor hulle en ek hoor hoe dink hulle, die meeste van hulle is nou hier in hulle 2de, 3de jaar, dan het ek baie hoop en dan sien ek dit wat ons doen en al hierdie planne en kostes wat ons aangaan, se vrug is groot. Ons sien dit in ons studente en dit is wonderlik om vir ons gemeenskap te kan sê dat die bydrae wat al die opleidingsinstellings maak in ons jong mense is enorm groot en dit gaan vir ons in die toekoms baie beteken. Dames en here, in 'n tyd waar Afrikaans al hoe meer onder druk is en waar Afrikaans veral op tersiêre vlak onder druk is, op skoolvlak onder druk is, dink ek gee hierdie gesprek vir 'n mens 'n groot klomp hoop. En ek wil vir julle al drie baie dankie sê vir die gesprek en ek wil almal uitnooi om www.toekomsbouer.co.za te besoek en seker te maak hulle word 'n toekomsbouer. Baie dankie.